Ek wil vanmôre praat oor die gedagte dat die Here het ons lewe geherskryf. En daar is so 'n mooi lied ook wat sê, Mercy rewrote my life. Mercy rewrote my life. Goeie Vrydag. Dis die dag waarin die Here Jesus gesterf het. Dis die dag waarin hy gekruisig is. Die dag waarin die grootste prys ooit in die mensgeskiedenis vir 'n lewe kon betaal het. Want ek moet na myself kyk, ek moet nie die wêreld sien nie, ek moet na myself kyk, 'n lewe. Ek moet vir myself vra, was hierdie lewe gebuig en oorgegee aan 'n lewende en 'n heilige God? Daarom het dit 'n duur prys geword. Ons het ook gesien dat aan hierdie kruis die laaste woorde van Jesus, daar's ons 7 mooi kruiswoorde wat die Here Jesus gesê het, maar een daarvan vind ons in Johannes 19:30 wat hy sê, dis volbring. Klaar. Dis afgehandel. Dis ten volle betaal. Die skuld is vereffen. Wat kan ons nog meer daarby voeg as dat die een wat dit moet hoor vandag moet hoor? Alles wat Jesus aan die kruis gedoen het, het hy vir my gedoen. Maar meer, hy het ons hoop kom versterk. As ons bietjie kyk na die woordjie hoop, dan kan ons vir onsself sê dat hoop het nie vlerke nie. Hoop kan nie in die see wegsink met in moedeloosheid nie. Hoop kan nie minder word as gevolg van my woede en my hartseer en my teleurstellings nie. Alles is oorwin. En die woorde wat ek nou vanaf van gepraat het, is 'n baie belangrike woorde, wat ons kan so maklik sê, arme wurmpie, ja. Genade het nou ons nuwe wagwoord geword. Nuwe wagwoord wanneer ons by die hemelse hekke begin inbeweeg. God en mens kan nou weer saam woon. Mense kinders wat verlore was, kan weer saam aan die tafel van die Here kom sit. Vreemdelinge en bywoners was ons gewees, maar nou nie meer nie. Ek is in die huis van die Here. Toe hoop herstel is sê hoop vir ons dat dood het beslis nie die laaste sê nie. En dit is wat die wonder is van wat hier gebeur vandag. Ook nie die ongeregtigheid nie, ook nie die seer nie, ook nie die lyding van hierdie lewe nie. Alles wat in en om jou gebeur, het hoop kom regmaak. Here, daar's hoop vir my. Daar's hoop vir my. Daar's hoop vir hierdie wêreld. Alles wat ons buitekant sien met die oorloë, ek glo daar's hoop. God wag vir die regte oomblik om in te gryp. En wanneer is die regte oomblik? Here, ek gee oor aan U. Op 'n wêreldswyse is daar, wag hulle vir tekens, vir die een om teenoor die ander een te sê, ons gee oor. Ek het nie meer manne om te beklei nie. Maar dit is nie wat God wil hoor nie. God sê, julle moet aan my oorgee. Vandag is daar 'n leë kruis op Golgotha. Daar niemand meer aan hom nie. Hy's begrawe. Maar ons moet weet dat hierdie leë kruis op Golgotha is elke kind se roepe om dan op die einde van die dag nooit sonder 'n kruis te mag wees nie. Jesus is nie daar nie, maar die kruis is daar. Ek hoor vanmôre op die radio praat hulle van dat hierdie Via Dolorosa het nou so 'n selfie toer geword. Kyk waar's ek. Kyk waar staan ek. Ek's in die graf van Jesus. Maar het dit werklik tot die mens deurgedring dat dit is vir ons gedoen en die swaarste stryd ooit moes hy dra. Jy sien, toe ek deel geword het van hierdie Jesus verhaal, het dit alles aan my verander. My manier van dinge doen, my denke, my optree teenoor mense,
Alles het verander. Maar die vraag is, het ons verander? Hoe in mate het ons verander? Ek is verander in iemand wat ook gekruisig is. Want ek moes myself ook neerlê, sodat die Here die eer kan ontvang. Ek moes ook my eie kruis dra. Ek moes iemand geword het wie se lewe weer van voor af begin het. Jy al gehoor van elke 1 Januarie blaai ons alweer 'n nuwe blaadjie om. Vergete van al die skuld, vergete van al die verdriet in 31 Desember. En dan wil ons net hê alles moet op 'n nuwe blaadjie wees. Maar met Christus kan ek weer van voor af begin. Iemand wat vir Christus kan leef van nou af. Al rus daar 'n kruis op my lewe. Sê vir jouself, al rus daar 'n kruis op my skouers, kom Matteus 16:24 en hy bemoedig ons met hierdie woorde. Ek het hom uitgehaal uit die Boodskapper. As iemand my volgeling wil wees, moet hulle hele lewe vir my gee, sê Jesus. Dan sal hierdie gewig op jou skouer geen vrag hê nie. Dit sal nie 'n gewig hê nie. Dit is om jou eie kruis na die plek van teregstelling self te dra. Here, hier is ek. Ek gee myself oor. Ons weet daar was 2 mense nou wat Jesus se kruis gedra het. Jesus self en Simon op hierdie pad van Via Dolorosa met 'n gebroke liggaam en 'n gegeeselde rug dra Jesus hierdie ruwe houtkruis. As mense vir jouself kan indink, ek onthou pastoor Kronje van Palleborwa het eendag 'n preek gegee en hy verduidelik hoe stikkend Jesus was. En dat die mense nie die stikkendheid kon raak sien nie. En soos wat hy dit verduidelik en verduidelik en verduidelik, staan iemand op om te sê, dis genoeg. Wanneer is dit genoeg? Dat die mense kan luister. Want wrede hande het die staalspykers in sy hande ingekap. En daarom het Jesus op sy sterwensuur uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Die kruis van Christus was nie vir ons 'n simbool van lyding en smart nie, maar ook dit alleen nie, maar ook die onreinheid van sondes op Golgotha, wat deur sy bloed weggeneem is. Ja. En as ons dit kan verstaan, dat die waarde van elke druppel bloed wat die lam gestort het vir my, dan kan ek verstaan vandag as die kruis leeg is, dan sê ek, die worsteling is verby. Is my worsteling verby? Meet alles aan Jesus. Die verraad van Judas is verby. Is my verraad nie, mense teen my, is dit verby? Het ek hulle vergewe? Onthou, daar was 'n nag van uitputtende verhoor. Dit is ook uit, dis klaar, dis afgehandel. Maar ek en jy word nog daagliks aangekla, maar doen ek dit en hanteer ek dit in die krag wat Jesus my gegee het. Onthou, gespot, gegeesel, 'n doringkroon wat in sy hoof ingepers is, dis vir hom verby. Wat is daar vir my wat regtig verby is? En dan hoor ons dat hy saam met 2 rowers aan die kruis gesterf het. Hy het nie net die 2 rowers by hom gehad nie. Hy het ook die gewig van die wêreld se sondes op hom gehad. Dit het alles op sy siel kom rus. En wat mooi is, en wat wonderlik is om te weet is, ten spyte van waar hy deur is,
het hy vir Satan uitgeklee. Ja. By die kruis het hy vir Satan gaan uitklee. En daarom wil ek vra, waarom roep die mens nog steeds uit? Waarom het God hom laat ly? Waarom het God hom laat sterwe? En as ons die verhaal ken, as ek my eie lewe se verhaal ken, dan sal ek weet die bloed van die lam moes vir die regverdige eis van God betaal word. En daardie regverdige eis van God het dit my en vir jou ingesluit. Hy wil ons laat regverdig, want ek meen, sou daar iemand op aarde oorgebly as ons almal gekruisig sou word? Paulus sê dit duidelik, Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. As ons kyk na Simon, hy het 'n kruisdraande simbool geword. En op hierdie simbool kan 'n mens sommer sien, het hy vir ons die voorbeeld geword van dit wat Jesus vir ons gesê het, dat elkeen sy eie kruis moet opneem en hom volg. Maar dit was nie die plan van Simon daardie dag nie. Simon wou die Paasfees bygewoon het in Jerusalem. Hy kom van die veld af, hy kom van 'n ou plattelandse dorpie af, groet sy mense en sê ek gaan voor God neerbuig. En wat het gebeur op die einde van die dag? Simon het daardie dag wat vir hom skande moes gewees het weggestap in die glorie van God. Om in die glorie van God weg te stap, beteken dit, jy kan vir jouself sê, ek het die kroon van die ewige lewe in my hande ontvang. Ek was gehoorsaam. Ek het nie nee gesê toe die kruis op my skouer geplaas is nie. En dit is die kruis wat u en ek elke dag moet dra. Ons kla oor die een groot kruis, maar dit is 'n kruis wat ons moet dra. Jesus sê, as ons hierdie kruis daagliks dra, dan sal ons aan sy dood gelykvormig word. Maar as ek dit ignoreer, dan moet ons weet dat daardie dure 'n prys wat betaal is, gaan net so by my verby. En ek moet ook 'n dure toets deurloop. Dit moet ook vir ons, as 'n mens kan sê, niemand het nog so 'n prys betaal nie. Vir jouself te kan sê, self jy het daarom maar regtig uit jou pad uitgegaan. Die woord van die Here wil hê, daar's 'n geestesoog-gedagte wat ons moet, wanneer ons na onsself moet kyk, dan moet ek myself sien, hoe ek onder die kruis inbuk. Hoe ek onder hierdie kruis inbuk, en dan agter die groot draer aanstap. Kry ons daardie prentjie, hoe ek dit moes doen. Maar nou sê die woord, ek moet nie daar sê oeh en nie. Op my lippe moet daar 'n lofsang wees. Ek sing dit vir Jesus. Halleluja. Die laaste ding wat gevra moet word is, wie se kruis was die swaarste? Wie se kruis was die ergste, myne of Jesus se? Dis nie jou gebroke liggaam nie. Dis nie verlies van 'n dierbare nie. Dis nie 'n lewensmaat wat verlore is nie. Dis nie 'n ongeneeslike kwaal nie. Dis nie 'n verlore huwelik of 'n teleurstelling of 'n mislukking nie, of 'n eensaamheid nie. Nee. Dis so ver as ons hierdie kruis dra, moet ons weet, ek word gelouter vir die hemel. Word gelouter vir die hemel. Want ek sien hom net te aanvaar, ek is skoon gewas. Om net te aanvaar, sy liggaam is vir my gebreek, kan nog nie jou ervaring wees nie. Nie voordat ons ook so onder die kruis inbuk nie.
Jy sien hierdie lyding as dit wat die beste van jou lewe na vore bring. Elke stukkie lyding. Dit bring die beste van jou na vore. Hoor wat sê Paulus in Filippense 1:29. Omdat daar aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Geseëndes, noem jouself geseënd. Dis hulle wat die kruis dra. Noem jouself geseënd, want jy dra die instrument van jou verlossing. Jy's daar. Ons bemoediging op die einde van die dag met jou broer en suster. Met ons weet, Jesus het nêrens gesê jy's op jou eie nie. Hy het nêrens gesê swem jy nie swem nie. Hy het gesê selfs in die dra van jou kruis is hy met jou. In die dra van jou kruis is ek met jou. Ek dra hom saam met jou. En al wat hy vra is, gaan ons hom toelaat. Gaan ons hom toelaat om jou kruis te dra. Prys hy nou. Here, baie dankie. Dankie dat ons môre maar net onsself kan oorgee, Here. En vra dat U wil sal geskied. Maar net onsself oorgee, Here, om te kan sê, Vader, ek wil rein wees. Al sien ek 'n gebrokenheid in myself, sien ek nog steeds U wat besig is met herstelwerk. U alleen is ons leidsman, ons verlosser en ons saligmaker. En Here, ook dan nou so by die tafel vanmôre, wil ons ook laag voor U neerbuig. Laag voor U neerbuig, omdat ons weet, Here, U het dit vir ons moontlik gemaak om weer terug te kom na hierdie tafel, om weer een met U te wees in Jesus naam. Prys sy wonderlike naam. Diegene wat my gaan help by die tafel, oor sy naam. Daarom kon Jesus sê, nou kan ons vereenselwig met die gedagte. Jesus sê in die nag wat hy verraai is, weet ons het Paulus verklaar dat hy die brood geneem en dit gebreek en gesê, neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek is. Ons moet net aanvaar en ervaar dat daar het niks van Jesus bruikbaars oorgebly nie. Alles by daardie nagmaaltafel het hy dit so verduidelik. Dan het hy iets gesê, neem, eet. Dis my liggaam vir elkeen. Kom ons neem dan die broodjie en ons. Maar gaan ek vra, kom ons wag op mekaar. Ons wag op mekaar totdat ons elkeen 'n broodjie het. Groet jou my vriende. Dat elkeen kan dan saam die broodjie geniet wat die Here Jesus ons gegee het. Loof die Here. U liggaam, Here, vir my gebreek. U liggaam, Here, is vir my, Here, aan 'n kruis gehang. Totdat net water en bloed uit die kruis uitgekom het. U kon 'n legioen engele gevra het om u daar af te haal. Maar u het nie. Daarom met die woord vir ons verklaar, u het gesê, u lê u eie lewe neer. Dankie dan daarvoor, Here, in Jesus naam. Prys sy wonderlike naam. Dankie, Koning Jesus. Dankie, Koning Jesus.
Kom ons neem hierdie broodjie. Wanneer ek dit bedink, o Here, kan ek net hierdie gebroke liggaam sien. Want dit het 'n gebroke liggaam gekos om my gebrokenheid te herstel. Halleluja. So was daar dan ook die beker na die ete. Die woord verklaar dat hierdie is die Nuwe Testament in sy bloed. Ek gee nie om wat in hierdie beker is nie. Dit is tot sy gedagtenis. Neem, drink, het die Here gesê. En dit is vir die vergewing van alle sondes. Is daar iemand wat die beker wil neem? Anders is hier ook net die kelkies op. O, loof die Here. Loof die Here, o my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here en vergeet geen een van sy weldade nie. Here, al was dit in 'n tyd van rou, het dit my gebring by 'n tyd van berou. Al was dit in 'n tyd van waar daar geen liefde vir hom was nie, is dit vir my 'n tyd om aan te neem dat ek alles in liefde gedoen. Loof sy heilige naam. Prys die naam van die Here. Koning Jesus, Koning Jesus. Vandag dra ons ook die tafel op aan elkeen wat nie vandag hier kan wees nie. Dankie o Here. Gister was ons by Tannie Marie en oom Martinus en ons bietjie daar gaan nagmaal bedien. Dit was so 'n kosbare oomblikie gewees in hulle lewe. Prys sy naam. Dankie my Here. Dis my bloed, sê die Here Jesus, wat vir julle gestort is, neem drink, vir die vergewing van alle sondes. Sy bloed wat vir ons gevloei is. Hoe dankbaar is ek vandag vir hierdie bloed wat vir ons gevloei is. 'n Persoonlike saak het Jesus dit gemaak. Loof sy naam. Here, dankie dan dat hierdie tafel vir ons dan hier is vanoggend, beskikbaar. En net ons te herinner aan die geweldigheid, hoe ons by die tafel uitgekom het. Maar vanmôre net weer te besef, U is lief vir ons. Mag dit dan so wees, Here, dat hierdie tafel ons dank wegdra in Jesus naam. Amen. Ons gaan net 'n laaste lied sing en die nagmaal hierdeur afsluit. En daarna sal ons dan gereed maak om voor te berei vir die gee, die offergawes, die tiendes, soos die Here dit op U hart lê. Jesus, hou my by die kruis, die fontein van lewe, waar vloei vir almal sy.
Floris sluit vir ons af asseblief. Ons koning, liefdevolle Here Jesus, so dank ons U nie, Here, dat ons weet elkeen van ons wat ons kruise dra, Here, U alreeds die kruis vir ons gedra het, en Here, dat U daar is vir ons, en dat U afkyk, Here, uit die hemelpoorte, en Here, elke een van ons dag na dag raak sien, en Here, ons versterk en krag gee, om hierdie weg wat ons moet voldoen, Here, deur te stap. Here, dankie ook dat daar vir ons rus sal kom, ewige rus, en ons eer U daarvoor. Vader, ook Here, wil ons bid dat U ons verder sal seën in hierdie dag, en ook in die week wat voorlê. Ons sê so dankie vir U liefde en U genade, in Jesus naam, amen. Prys sy naam. He paid a debt he did not owe. I owe a debt I could not pay. I need